Ok, kom ons kyk na die hoek tussen twee lyne. So as ons 'n lyn het, byvoorbeeld hier het ons y is gelyk aan x plus 1 en hier het ons y is gelyk aan negatief 'n halwe x plus 3, kan hulle vir jou sê, bepaal die waarde van alfa. Nou meeste van die kere is dit die maklikste om te werk met buitehoek van 'n driehoek. So as ek daai hoek daar kan bereken, kom ons noem hom sommer beta, en ek kan hierdie hoek hierso bereken, kom ons noem hom theta, dan kan ek sê alfa plus theta moet vir my beta gee, want ons het buitehoek van 'n driehoek. So alfa plus theta gaan vir my gelyk wees aan beta. Ok, kom ons kyk of ons beta en theta kan bereken. Kan julle sien beta en theta is albei inklinasiehoeke met die horisontaal in 'n antikloksgewyse rigting. So ek kan begin deur te sê tan van beta is gelyk aan helling, so tan van beta is gelyk aan negatief 'n half. En nou, omdat dit 'n negatief is, weet ek, gaan ek weer 'n stomphoek kry. Pas op nou net, ons gaan weer met werk met 'n verwysingshoek, so moenie daai negatief intik nie. So ek druk shift tan van net 'n half, en dit gee vir my 'n verwysingshoek van 26,565 grade. Met ander woorde, beta is gelyk aan 180 grade minus daai 26,565 grade. 180 grade minus my antwoord. So beta lyk vir my is gelyk aan 153,434. Moenie afrond nie, is in die middel van 'n som. Ok, so dis beta. Nou kort ek nog vir theta. So ek kan dieselfde storie met theta doen. Theta, tan theta is gelyk aan m, en ons helling daar lyk vir my is 1. Dis 'n nice positiewe helling, so ek hoef nou geen verwysingshoek te kry nie. Ek kan net druk shift tan van 1 en dit is 45 grade. So theta is gelyk aan 45 grade. En nou kan ek sê alfa is gelyk aan beta minus theta. Dit is gelyk aan 153,434 minus die 45 grade, en dit lyk vir my beta is 108,43 grade. Right, nou het ons 'n volgende enetjie wat so 'n bietjie meer uitdagend is. As ons het hierso 'n driehoek ABC, en hulle sê vir my bereken die grootte van hoek B daar. Dan kan jy nou al hierdie hoeke gaan uitwerk en dan nou op die einde vir hoek B gaan kry. Dit gaan jou omtrent 20 punte se tyd vat om te doen. So die tip wat ek vir jou kan gee is, gaan soek 'n driehoek waarin hoek B is wat op die x-as lê. Nou as ek kyk na 'n driehoek wat op die x-as lê, dan lyk dit vir my hier is 'n driehoek wat op die x-as lê. Met ander woorde, as ek daai driehoekie daar vat. En dan kan ek sê, ok, kom ons kyk, as ek daai hoek wil hê, kan ek sê daai ene plus daai hoek gaan gelyk wees aan daai hele hoek daar, vir buitehoek van 'n driehoek. Dit is nou nie die enigste manier hoe dit kan doen nie, ek dink dit gaan die vinnigste wees. So kom ons noem hierdie enetjie theta, en ons noem hierdie ene alfa, want kan jy sien, as daai enetjie alfa is, gaan hierdie ene ook alfa wees, dan het ek daai en plus daai ene is gelyk aan daai ene buitehoek van 'n driehoek. Ok, nou werk ek met 'n lekker klomp negatiewe hoeke, so ek kan nou heel eerstens sê, tan van theta, kom ons gaan nou met theta eerstens, is gelyk aan die helling. So die helling van lyn BC, hierdie is nou op BC, maar jy hoef dit nie te skryf nie, ek skryf nou net vir jou daar met watter lyn ek werk. So tan van theta is gelyk aan minus 7, minus 2, lyk vir my is minus 5 op 7, minus 5, wat vir my lyk na 12. So ek het 'n negatiewe helling, kry 'n verwysingshoek
en los die negatief. So shift tan van 5 op 12 gaan vir my skerphoek gee van 22,619. Ok, en dit gaan daai hoekie wees daar. So ek moet dit van 180 grade aftrek. Nou kan ek sê, theta is gelyk aan 180 grade minus my antwoord. En dit is 157,380. Moenie afrond nie, is in die middel van 'n som. Right, kom ons kyk of ons alfa ook kan bereken. So tan van alfa is ook gelyk aan die helling. Met ander woorde, dit is gelyk aan, en nou werk ek met lyn AB. Right, so met andere minus 3 minus 4 is minus 7 op 7 minus 1 is 8. So dit lyk vir my weer eens na 'n negatiewe helling. Ons gaan 'n stomphoek kry. Ons soek 'n verwysingshoek, shift, dan van los die negatief 7 op 8 en dit gee vir my 'n verwysingshoek van 41,185 grade en nou kan ek vir alfa gaan bereken. So alfa is gelyk aan 180 minus die antwoord. So alfa lyk vir my is 138,814 grade. Ok, so ek weet daai hoekie daar nou is 138,814. Dit is reg oorstaande hoeke. En nou kan ek sê, hoek B plus die 138,814 moet gelyk wees aan daai theta, moet gelyk wees aan 157,380 grade. Buitehoek van 'n driehoek, dis gelukkig analitiese meetkunde, so jy hoef nie redes buite skryf nie. En nou kan ek sê 157,380 minus, ek het nog my antwoord op my sakrekenaar, so dit lyk vir my hoek B is 18,57 grade.